Hi almal, dis Kobus Kreer van Coolfoot Ministries. Ek wil vandag met julle kom gesels oor doktrines. Jy weet, ek sien so baie op social media hoe verskillende mense van verskillende kerke mekaar sleg sê en aanvat. En baie mense het kragtige teologiese punte wat hulle feite staaf. En jy weet, as 'n ou gaan kyk op die platteland, nou hoe baie kerke daar is. Dis verstommend om te sien dat almal sê hulle aanbid vir Jesus Christus, maar elke kerk het 'n ander doktrine wat hy volg. En elkeen het sy eie opinie rondom sekere gedeeltes wat daar in die Bybel staan. En dit het my bietjie laat dink. Jy weet, ek sê altyd, en ek sê vir my kinders ook, en toe ek nog afgerig het, rugby afrigter was, vir die skoppers, en in enige sport, gaan altyd terug na die basics toe. As jy iemand is wat pale toe skop, en jy begin die bal trek, of wat, gaan weer terug na die basics, hou jou kop af, en hou jou oog op die bal. En so is dit maar met enige sport, even met golf. As jy te vinnig jou kop optel, gaan jy net betyd wees om te sien wat se slegte hou jy geslaan het. Kom ons gaan 'n bietjie terug na die basics toe. Wat is die doktrines, of die doktrine, wat die disippels gehad het? Behalwe vir die feit, dat hulle hierdie pad, hierdie journey saam met Jesus gestap het. Dit wat hulle gesien het, hoe Jesus geëvangeliseer het, en van dorp tot dorp gegaan het, mense genees het, die evangelie van God verkondig het, siekes genees het, duiwels uitgedryf het. Wat was die doktrine van die disippels? Wat het hulle gehad? Behalwe vir die feit, toe Jesus weggegaan het, het hy vir hulle gesê, alle mag in hemel en op aarde is aan my, is aan Jesus gegee. Gaan dan en wag, want God gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Julle helper, julle vertrooster, die Gees van waarheid. En die disippels het op dit gaan sit en wag. Hulle het in eenheid gaan sit, hulle het God geloof, hulle het lofliedere gesing, tot en met die dag, toe die Heilige Gees, Handelinge 2, op hulle neergedaal het. En in daardie autoriteit, van die krag van die Heilige Gees, het hulle gegaan van dorp tot dorp, en hulle het gaan bedien. Daar was niks fancy rondom dit alles, behalwe die almagtige krag van God die Vader, Jesus Christus sy Seun, en dit wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gedoen het, wie sy bloed gestort het vir elke een van ons se sondes, en deur die krag van die Heilige Gees gegaan, en die evangelie gaan verkondig. Die doktrine was dit, Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels van alle mense, laat julle doop. Die doktrine was dit, gaan na Markus 16 vers 15 toe, dan lees jy daar, vir die wat glo, laat hulle doop, en gaan verkondig die evangelie, aan al die nasies, dieselfde as Matteus 28 vers 19. En dan staan daar in Markus 16 vers 17, die volgende signs and wonders sal hulle volg. Dit is wat Jesus vir ons gegee het, die Gees van God, om binne in ons te kom bly, om binne ons te kom woonplek maak. Nie mensgemaakte reëls nie. Daar staan in Galasiërs 3 vers 13, dat Jesus het die vloek geword aan die kruis, om ons los te maak van die wet, sodat ons in daardie autoriteit van Lukas 10 vers 19 kan stap. Die autoriteit om op slange en skorpioene te loop, en die mag wat ons het oor al die krag van die vyand, mag wat ons het oor al die krag van die Satan, met 'n belofte by dat geen skade sal ons aangedoen word nie. In daardie autoriteit het die disippels gestap. In die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Nou kom ons vandag en ons sien, as 'n bekleierery, en die een sê, jy moenie dit doen nie, jy moenie dat doen nie, jy mag nie in hierdie naam bid nie, daai naam is verkeerd. Laat ek dit nou maar vir julle sê, ek doen redelik baie bevryding
op baie mense. En demone submit onder die naam van Jesus Christus en hulle kom vry. Mense kom vry. Demone submit onder die naam van Jesus Christus. Mense kom vry. So eenvoudig soos dit. Want aan Jesus is die naam gegee, verhewe bo enige naam in die hemele en op aarde en onder die aarde, sodat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus die Christus is. En ewen vandag nog, die demone weet wie is Jesus Christus. Dis hoekom hulle submit en uit 'n persoon uitgaan. Ons moet versigtig wees, dat ons nie so religious raak, dat ons in elke verskillende doktrinetjie wat daar buite is, vastlou en soos 'n stroom dit begin volg nie. Want ons moet pas op, dat ons nie afwyk van die basics af, van dit wat Jesus Christus, sy disippels, vir my en vir jou gegee het nie. Ons moet versigtig wees, dat ons nie verkeerde doktrines aanhang nie. Want deur wat jy dit sou doen, of in 'n kerk sou te sit, wat verkeerde doktrines aanhang, beteken dit dat jy jouself oopmaak, want jy's in agreement met dit wat hulle glo. As daar enige iets is, in 'n kerk, of waar ook al waar jy bedien, wat nie in lyn is met die woord van God nie, dan stel ek voor, jy moet hardloop, en wegkom daar. Die woord van God is die superior authority. Die woord van God is die swaard van die Gees. Back to basics, mense. Kom terug in die woord, gaan lees die woord en dit wat die woord sê. Gaan kyk hoe die disippels mense bedien het. Hulle het rondgegaan, hulle het geëvangeliseer, hulle het huiskerke gehad. So baie mense bel my, dan sê hulle vir my, Kobus, by watter kerk is jy? Watter kerk moet jy na toe gaan? Nou, hierdie doen hierdie, daai doen dit, hierdie bots met my, daai bots met my. Net by jou huis is ook 'n kerk. Net by jou huis bou jy jou altaar, waar Jesus gesê het, gaan in jou binnekamer in en roep tot God. Roep tot God daar in die geheim en hy sal jou verhoog. Gaan pres in. Jesus is nie net in 'n kerk nie. Die Heilige Gees het binne my en jou kom woonplek maak. Die Heilige Gees bly binne in ons. Die Heilige Gees wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, die resurrection power, die opstandingskrag, bly binne my en jou. Daar by jou huis, Jesus is daar ook. Hy is heeldag saam met jou ook, as jy hom aangeneem het al. Bou jou altaar. Wees 'n lewendige heilige offer. 'n Heilige altaar wat rondloop, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En dan sal jy sien wat gebeur. Lewe in heiligmaking. Die kerk gaan nie maak dat jy in die hemel kom nie. Maar dit is goed om ook by mekaar te kan kom en God te dien. Daar's niks fout daarmee nie. Maar maak seker dat jy nie jou voete op onheilige grond sit en met doktrines wat teen die wil van God is nie. Mense, baie seën en baie sterkte. As daar enige mense is wat gebed nodig het, mense wat siek is, mense wat bevryding soek, asseblief bel my. Dit is my passie om siele te wen vir die koninkryk van God, en dit is my passie om te sien dat mense vir Jesus aanneem, en dit is my passie om te sien hoe mense vrykom. Baie seën vir julle.